Broers en susters, baie welkom vanoggend aan julle almal. Ek gaan nie vir julle sê welkom in die huis van die Here nie. Want dit kan ek op 'n manier nie sê nie. Ek gaan vir julle sê baie welkom as die huis van die Here. Want hoe mooi ook al hierdie gebou is waar ons nou vanoggend is. Dis nie die gebou wat die huis van die Here is nie. Dis die mense wat hier sit, in wie die Here woon. Net dis wat Paulus sê. Ek en jy, ons wat in Christus glo, ons is die gebou van God. So God bly nie meer in 'n tempel of 'n gebou wat gebou is nie. God bly nou in mense. Ons is sy kerk. Ons is sy tempel. So baie welkom. Lekker om saam met julle hier te wees as die gemeente, die kerk in wie God woon. En mag ook God vanmôre by ons tuis wees. Ek begin vir ons met die mooi woorde uit Psalm 103 wat vir my mooi is want dit praat daaroor van jou hele hart. Net ek hoop ons is almal hier met ons hele hart. Kom ek begin vir ons. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en ek wil nie een van sy weldade vergeet nie, want dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van die arend skenk. Amen. Broers en susters, hierdie wonderlike God, wat hoe sê dit in die Psalm, al sy weldade met ons deel. Hy is hier. Hy het beloof, as ons by mekaar is hy saam met ons. So daarom kan ek sê, genade en vrede vir julle almal, van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons sing, ons gaan 'n lekker ou Psalm sing. Ek is baie bly Estel het vir ons hom gekies vanoggend. Psalm 33, ons sing 3 verse, vers 1, 2 en 6.
In ons liedboek by lied 249 het ons 'n pragtige beruiming van die 10 gebooie. So ek gaan vanoggend die Here se wet lees soos 'n gedig en soos hy in ons liedboek is. En dan as ons dis lied 249 en as ek dit klaar vir ons voorgehou het, dan sing ons net die volgende lied, lied 250 vers 1 en 2. Maar kom ons oordink die Here se wet met hierdie mooi woorde wat ons in ons liedboek so beruim is. God het gesê, ek is die Here, wat jou uit sonde slawerny gelei het na 'n nuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel, God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom liefhet, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons, sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie. Behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei, aanvaar in denke en begeerte, die gees van God se heerskappy. Jy kan net so bly sit, kom ons sing nou die volgende lied, lied 250. Ja, broers en susters, die liefde as uiteindelik waaroor dit alles gaan, bietjie later in die Bybel sê Paulus in 1 Korinte 13, dat jy kan die wonderlikste lewe leef wat 'n mens op aarde kan hê, en as jy nie liefde het nie, is dit niks. Jy kan alles doen wat jy doen, as jy nie liefde het, beteken dit zero. Al wat jou lewe betekenis gee, is hierdie liefde waaroor ons gesing het. Jy kan net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Vader, U wat in die hemel is, maar ook U by ons is. Ons dankie. Dis lekker om so saam te wees in U naam. Dis 'n wonderlike voorreg om te onthou. Maar U is ook hier by ons. U is hier by ons teenwoordig, en ons is in U heilige teenwoordigheid voor U aangesig. Vader, ons is so bevoorreg. Dankie vir Jesus, wat vir ons die allerheiligste oopgemaak het, sodat ons vrye toegang het tot U. En Here, hier is ons vanmôre saam, in U teenwoordigheid. Ons hoef nie eers ons skoene uit te trek, soos Moses destyds gedoen het nie. Ons hoef nie eens op ons aangesig te val, soos Jesaja daai tyd gedoen het nie. Ons hoef nie weg te kruip en te sê, Here, gaan weg van ons af, soos Adam en Eva nie.
Ons kan vrymoedig, oop, ontvanklik in U teenwoordigheid staan. En Vader, U het ons nou net herinner daaraan, dat U ons so lief het, dat U ons bevry het uit alle mag en oorheersing van sonde en duiwel en dood en slawerny, en omdat U ons lief het, roep U ons om U ook lief te hê. So Vader, hier is ons vanmôre, want ons is lief vir U. En ons wil leer al meer en meer hoe om vir U lief te wees en hoe om U liefde uit te leef oral waar ons kom. So Vader, ons bid dat U ons versterk en ons toerus. Ons bid vir die werking van U Gees in en met elke een van ons. Ons bid, Here, dat dit wat ons hier doen, daartoe sal saamwerk dat U koninkryk kom en dat elke een van ons hier gevorm word totdat die heerlike beeld van Jesus helder deur ons skyn. Ja, Vader, laat Hy in ons meer word en ons minder. Laat Hy groter word en ons kleiner. Help ons, Vader. Stel ons harte daarop in dat ons hele lewe sal gaan oor Jesus. Allereers bo enige iets anders. Vader, seën ons dan in ons saamwees. Dankie vir die milde reën en dat U ons daarmee ook versorg en voed vir ons daaglikse lewe op aarde. Dankie vir ons dagse brood. Dankie vir U genade. Help ons om elke dag te leef as die dag van die Here. Om op elke plek te kom as 'n heilige plek waar U is. Om alles wat ons doen, te doen omdat ons dit vir U doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan vanoggend so 'n bietjie nadink oor wat beteken dit om 'n Christen te wees. Daar's 'n baie mooi stuk wat ons nou 'n bietjie daaroor gaan lees. Maar ek wil begin met 'n mooi storie wat ek daar eendag oor gehoor het van iemand wat vir 'n oom gevra het eers. Vir hom sê het, oom, is jy Christen? Toe die oom so rukkie stil gebly en toe sê hy, hoor jong, moenie my vra nie. Vra my vrou. Vra my kinders. Vra my bure. Vra my bediende. Ek gaan nie vir jou sê of ek 'n Christen is. Laat hulle dit sê. Net so word jy Christen genoem. En wat beteken dit? Dat jy sy naam dra. Hoe beïnvloed dit jou lewe? Dat jy in Jesus glo. Jy weet, jare terug het ek gelees dat hulle navorsing gedoen in Amerika. Onder 'n klomp gelowige mense, Christenmense. En vir hulle 'n vraag gevra en gesê, die feit dat jy in Jesus glo, wat laat dit jou doen wat jy anders nooit sou gedoen het nie? Wat doen jy omdat jy in Christus glo? En interessant met die navorsing wat onder 'n groot groep gelowiges was, meeste het gesê, wel, ons gaan kerk toe. Al is dit nou nie elke Sondag nie, ons gaan kerk toe. Ons bid aan tafel voor ons eet. En ons hou daarom, al is dit nie elke dag nie, hou ons bietjie stilte tyd. Dis dit. Nou vra ek myself, broers en susters, is dit waar dat as jy Jesus leer ken, dat dit al is wat eintlik in jou lewe gebeur? Jy gaan kerk toe, jy bid voor ete en jy hou 'n bietjie stilte tyd. Is om Christen te wees niks meer as dit nie? Ek meen, hoe is dit in jou lewe?
Nee, ek wil vir ons 'n gedeelte lees hier vanoggend. En laat ons daar luister hoe die Here met ons praat uit daai stuk uit oor wat beteken Christen wees. Nee, so kom ons lees, kom ons luister eers na Handelinge 11. Dis 'n baie mooi hoofstuk. Mens moet eintlik as jy hierdie stukke in die Bybel lees, moet jy sommer begin lees hier by Handelinge 7 en 8 en aanhou lees tot by 11. Ek gaan dit nou nie doen nie. Maar ek gaan lees in Handelinge 11 van vers 19 af. Nou onthou net in Handelinge 8 sê dit al vir ons dat toe hulle destyds Stefanus gestenig het, né? Dat daarna sê dit het 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. En die gelowiges is almal uitmekaar gejaag. En nou lees ons in Handelinge 11 vers 13 word dit weer genoem dat deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders nie as net aan Jode verkondig. Nou onder die vlugtelinge was daar ook sekere mense wat van Siprus en Sirene gekom het. Nou dis nou ander dele as Jerusalem en waar die Jode gebly het. So onder die vlugtelinge was daar ook mense wat van Siprus en Sirene gekom het, afkomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Nou die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik. En hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. En 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. Nou begin die gemeente daar in Antiochië. Is nou die eerste groot gemeente buite die grense van Israel wat nou begin, né? So nou moet die ouens vra, maar wat moet ons nou in hierdie gemeente, hoe gaan ons dit aanpak, né? Want 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek, né? Barnabas kan dit nie alleen behartig nie. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring. En hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Dis ons kernteks vanoggend. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. En nou lees ons net gou nog 'n paar versies dat in die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref, en dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Nou die gelowiges het toe besluit, nog voor die hongersnood daar is, het die gelowiges besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. So broers en susters, die eerste groot gemeente wat ontstaan het na Jerusalem was in Antiochië. Antiochië is waar Sirië is vandag nog. Is noord van Israel. En daar het die gelowiges, eintlik staan daar letterlik nie gelowiges nie, daar staan disippels.
In Antiochië is die disippels, die volgelinge van Jesus, vir die eerste keer Christene genoem. Nou dit is vir my interessant. Dit beteken, dis 'n naam wat ons het, Christen, wat ons nie self gekies het nie. Dis 'n naam wat ons gekry het. Nee, dis amper so 'n bynaampie. Die ouens in Antiochië het gesien die gemeente en die mense van die gemeente en hoe hulle doen en hulle daai ouens begin Christene noem. So die ouens wat van Jerusalem af gekom het, het nie deur Antiochië geloop deur die strate gesê hoor ek's 'n Christen nie. Hulle het op 'n manier so geleef en die evangelie geleef dat mense hulle begin noem het Christen. So dis nie 'n naam wat ons vir onsself kies nie, is 'n naam wat ons gekry het. Nou, wat beteken dit? Hoekom het hulle vir daai ouens daar hierdie naam gegee? Hoekom het hulle begin Christene noem? Nou, ek dink dis interessant om bietjie oor na te dink en ek wil so 'n paar redes gee wat ek dink belangrik is dat ons dit bietjie hoor, broers en susters. Die eerste ding is dat dis hulle geloof in Jesus Christus wat gemaak het dat hulle in Antiochië beland het. En ons het dit gelees dat hierdie ouens moes na die steniging van Stefanus, toe daar 'n redelike vervolging van die gelowiges in Jerusalem plaasgevind het, moes baie mense vlug. Hulle het na baie dele toe gevlug, maar 'n hele groep het Antiochië toe gevlug. So hulle het in Antiochië aangekom. Broers en susters, nie omdat daar beter werkgeleenthede vir hulle was nie, of omdat daar 'n beter regering was in Jerusalem, of omdat hulle by 'n mooi plek wou gaan aftree by die see soos Mosselbaai of elders in die Kaap waar ouens deesdae gaan. Hulle het daar aangekom want hulle moes vlug. En hulle moes om te vlug baie goed agterlos. Ek meen, jy het nie met 'n meubelwa getrek en nou kom jou hele huis by Antiochië aan nie. Die ouens wat daar aangekom het, het met niks daar aangekom. Hulle moes 'n hele nuwe lewe in Antiochië begin. En die rede daarvoor was omdat hulle in Jesus geglo het. Hulle het geglo Jesus is die Here. Dit sê hier, ons het dit gelees, dis die boodskap wat hulle in Antiochië, toe hulle daar was, verkondig het. So broers en susters, hierdie is mense wat bereid was om vir hulle geloof op te offer. Wat bereid was om swaar te kry. Wat bereid was om op 'n hele ander plek te gaan bly. Omdat hulle in Jesus geglo het. Omdat hulle sy navolgers en sy disippels was. So broers en susters, 'n Christen, as jy die naam Christen dra, beteken dit jy's iemand wat bereid is om op te offer, om prys te gee, om agter te laat, ter wille van Jesus. Net so toe hierdie ou in Antiochië kom, en die mense sê vir hulle, hoekom is julle hier, van waar kom julle? Wel, ons is hier, want ons kom van Jerusalem af, maar ons glo in Jesus. En daar wou hulle ons doodmaak daaroor. So 'n Christen is iemand wat bereid is om op te offer, omdat hy in Jesus glo. Die tweede ding is, broers en susters, hulle het Jesus op hulle harte gedra. Is vir my nou so interessant.
Jy weet, as ek nou uit Jerusalem vlug omdat ek omdat ek in Jesus glo, en nou kom ek in Antiochië aan, dan gaan ek mos nou laag lê. Nee, ek moes dan nou net pad gee oor my geloof. So nou gaan ek hier in Antiochië aankom en ek gaan 'n baie lae profiel handhaaf. Ek gaan nie te veel oor Jesus praat nie, want ek is nie lus om weer op te pak en te trek nie. So ek gaan dit half geheim hou. Jy weet, soos die secret agents, die geheime agente. Dis mos soos die ouens van die CIA in Amerika. Hulle gaan bly op ander plekke. Niemand weet wat hy is nie, want hy's 'n geheime agent. En lyk my daar's vandag baie Christene wat eintlik geheime agente is. Niemand weet hulle is nie, want hulle steek dit goed weg. Nee, maar so het hierdie ouens toe hulle daar kom bly dit toe nie so gedoen nie. Hulle het nie weggekruip nie. Hulle het nie gesê ons moet nou 'n lae profiel handhaaf nie. Hulle kon nie, want hulle harte was vol van Jesus. Hulle kon nie anders as om oor hom te praat nie en om sy boodskap met ander te deel nie. Nee, en die Here het dit geseën. Nee, dit sê hierso. Ons het dit daar gelees dat die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle bekeer het. Want hulle harte was warm van Jesus. Hulle was geesdriftig. Hulle kon nie regtig oor hom stil bly nie. Ek het 'n rukkie terug toe lees ek iets wat Stefan Joubert geskryf het. Toe sê hy, ons het Jesus afgekoel tot kamertemperatuur. Dit was vir my mooi iets wat hy gesê het. Ons het Jesus afgekoel tot kamertemperatuur. Nie te warm nie. Nie te koud nie. Hy moet daar wees as ek hom nodig het. Ek meen asseblief, ek wil dan weet Jesus is daar, hy sal my help, ek kan bid, wat ook al. Maar dat my hart vir hom brand. Dat ek sommer met mense gesels oor hom. Nee, broers en susters, dis hoekom daai ouens die naam gekry het van daar's 'n Christen. Want hy het oor Christus gepraat. Hy het Christus geleef. Hy het dit gedeel. Sy hart het warm geklop van die Here Jesus. Hulle was nie afgekoel tot kamertemperatuur toe hulle in Antiochië aankom. Hulle was nog steeds aangevuur. Nee, ek dink daar's nog 'n ding. Hierdie ouens was hulle moes aanpasbaar wees en bereid om te leer. Want nou kom jy uit Jerusalem uit waar jy daar was. Die gemeente in Jerusalem was meeste net ouens wat eers Jode was en toe in Jesus begin glo het. So dis almal ou Jode wat tot geloof gekom het. Nou is hulle Christene. Nou kom hulle in Antiochië aan. Nou probeer hulle eers, ons het dit gelees, hulle probeer die kerk in Antiochië maak soos dit in Jerusalem was. Ons fokus op ons mens. Nee, want so was dit in Jerusalem. Ons was almal Jode, nou is ons gelowiges. Dis hoe ons kerk werk. Nou kom hulle in Antiochië. Nou is dit totaal anders. Nou kom daar ouens daar wat Grieks sprekend is. Daar's mense wat heidene was. Daar's mense wat afgode gedien het en nou tot geloof gekom het. So nou is daai gemeente in Antiochië is totaal anders as in Jerusalem. Ek dink hulle moes selfs dalk hulle taal ook 'n bietjie verander om in Antiochië aan te pas. Ek meen dis soos ons ouens wat in Australië of Nieu-Seeland bly. Jy kan mos nie altyd net Afrikaans bly praat nie, die omstandighede is partykeer anders. Maar Christene kan,
Want hulle is aanpasbaar. En God het vir hulle gesê, julle kan nie net fokus op die Hebreeussprekendes nie, né? Julle moet ook fokus op almal, né? Hulle sê hier onder die vlugte, hulle het aan niemand anders nie as net Jode aanvanklik die evangelie verkondig, maar daar was onder die vlugtelinge en die ouens in Antiochië ook Griekssprekendes, en uiteindelik word daai gemeente 'n gemeente van almal. En die Here het hulle gehelp sodat baie mense tot geloof en bekering gekom het. Dis my die wonderlike ding, broers en susters, van geloof en Christendom en as ek Jesus volg. Ek kan aanpas. As ek hier in Bethlehem bly en ons bly hier, dan doen ons dit so. As ek dalk op 'n ander plek kom, dan gaan ek nie sê, hoor, ons moet dit so doen. Ons pas aan. Ek meen, ons is nie meer in 'n vrystaat soos dit was met die groot trek nie. Ons is nou in 'n vrystaat wat in Suid-Afrika is, wat anders is as daai tyd. Ons moet ook bereid wees om in hierdie tyd Christene te wees. Met die mense wat in hierdie tyd rondom ons bly. Nee, Christene kan aanpas. Christene laat hulle lei deur die Here om dalk op 'n stadium 'n ding anders te doen as wat ek dit altyd gedoen het. Omdat Jesus dit so wil hê. Nee, so Christene, broers en susters, pas aan by Jesus. En dis vir my 'n wonderlike ding. Ek hoop jy moes al in jou lewe 'n paar idees en gedagtes verander omdat jy 'n Christen is. Omdat jy besef het, maar weet jy, ek kan nie oor hierdie goed so bly dink as ek Jesus ken nie. Ek moet anders dink. Dit het in Antiochië gebeur. En dit was nie 'n maklike oorgang nie. Broers en susters, gaan lees maar die hoofstukke hier rondom. Hoe swaar dit was vir die ouens wat uit die Jodendom Christen geword het, om die ouens wat uit die heidendom Christene geword het, te aanvaar. Maar in Antiochië het die Here hulle gelei dat dit 'n kragtige getuienis van die Here was, en dit sê dat die Here het die gelowiges gehelp. En baie het tot geloof en bekering gekom. Nou dink ek, dis ook vir my mooi. Die ouens daar in Antiochië, wat uiteindelik Christene genoem word. As ek hier lees, was hulle bereid om geleer te word en onderrig te word. Want kyk, 'n disipel is mos 'n leerling. Jy's eintlik soort van 'n vakleerling, 'n appie. Jy leer by Jesus hoe om goed te doen. Nou sê dit in hierdie stuk wat ons gelees het, nie baie oor wat het die ouens in Antiochië gedoen. Hoe het hulle eredienste gelyk? Hoe was die preke nie? Was daar tee na die kerk? Waai soort goed. Maar wat daar wel vir ons gesê word, is dat toe hierdie gemeente groter word, het hulle ouens gekry wat die gelowiges moes onderrig. 'n aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. Barnabas is Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hulle na Antiochië uit hom Antiochië toe gebring. Nou is interessant, Antiochië was toe Paulus se eerste gemeente na sy bekering en dat hy die Here leer ken het. So toe bring Barnabas hom Antiochië en daar het hulle 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. So 'n groot deel van as jy in daai gemeente was, is jy is voortdurend onderrig in die geloof in Jesus Christus. Jy het nie belydenis gedoen toe jy 17 was en toe die res van jou lewe nooit weer iets geleer oor Jesus nie. Die hele gemeente het aanhou leer oor Jesus. Paulus en Barnabas het net hulle twee, later word hulle uitgestuur. Dan lees ons in Handelinge 13
Daar was daai tyd 5 dominees. Maar waarmee het hierdie ouens hulle besig gehou? Broers en susters, die gelowiges in die gemeente van die Here is onderrig in wat dit beteken om die Here te dien en in die Here te glo. Ek meen, hier sit party van ons in kerke wat nadat ek belydenis gedoen het, nog nooit weer iets bygeleer het oor Jesus nie. Stel ook nie altyd belang nie. Ons kom sit en luister preke. En dis alwaar ons Christendom eintlik is. Maar Christen, broers en susters, gelowiges, ons is disippels. Die disippels, sê dit hier, is in Antiochië Christene genoem. Want hulle is geleer en onderrig. Ek meen, kan jy met 'n ou praat as dit nodig is oor Jesus? En vir hom vertel, hoe werk die evangelie? Nee, party van ons is nie so maklik nie, maar weet jy kan dit leer. Ou kan baie goed doen as jy bietjie leer en bietjie oefen. Ek meen, vat nou maar wiskunde en al daai soort goeders. Niemand van ons kon dit self doen nie. Nou, dis dieselfde met Christendom, broers en susters. Moenie dink as jy 16 is, nou weet jy hoe dit alles werk nie. Jy bly leer. Jy bly luister. Jy bly ontdek jou hele lewe lank. Want jy's 'n disipel, 'n leerling van Jesus. Wat vir my ook mooi was, en ek wil nou nie te lank daaroor praat nie, lyk my daai gemeente was almal bereid om te doen wat die kerk moet doen. Lyk my die boodskap van Jesus wat daar uitgedra was, het nie gebeure deur die dominees nie, maar deur die lidmate. Die dominees het die lidmate toegerus en die lidmate het in die wêreld gaan werk. So die dominee werk in die kerk, maar die kerk werk in die wêreld. Is nog hoe dit is tot vandag toe, broers en susters. Die dominees rus toe en hulle leer die gelowiges goed, maar dis die gelowiges wat die boodskap van Jesus hier uitvat en dra in die wêreld daar buite. Dis deur al die eeue nog so dat die boodskap van Christus versprei is, nie deur priesters en predikante en daai ouens nie, maar deur gewone gelowige mense wat Jesus op hulle hart gedra het. Dis hoe die kerk werk. Dis hoe die kerk groei en dit sê hier so 'n aansienlike groep mense is tot geloof gebring en die Here het hulle geseën en toe Barnabas daar kom, toe sien hy 'n wonderlike ding. Hy sê hy was bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. So wie werk? Waaroor gaan die kerk? Nie oor wat ek en jy moet doen nie, maar oor wat God wil doen in my, met my en deur my. En net soveel met jou as met my. So is jy beskikbaar vir dit wat God wil doen, ook deur jou. Dus hoekom ons Christene genoem word. En dan wil ek net 'n laaste ding sê, broers en susters. Hierdie ouens was ook barmhartig en mededeelsaam. Dit is my so interessant hierdie laaste ou stukkie wat sê hulle, daar was 'n profeet wat voorspel het, daar gaan hongersnood kom en dit het toe ook gekom. En toe besef die gemeente, maar hier gaan vorentoe hier gaan ouens wees wat swaar kry. En toe begin hulle sê elkeen na sy vermoë, nie meer as wat jy kan nie, maar almal gee iets. En dan help ons die mense wat rondom ons in nood is. Ons gebruik nie net as vir onsself en om ons gebou mooi te maak en om mooi tuine te hê voor die kerk nie. Ons gebruik almal iets, want hier rondom ons is mense wat swaar kry en hulle is arm. En ons kan gee, dan gee ons.
Jy weet broers en susters, die ding laat ons almal wil vasklou wat ons het. Dit leer jy nie by Jesus nie. Jesus leer jou weggee. Ek meen, hier's ouens op die oomblik in ons land, en nie net by die ANC nie, dwars deur die land, wat so ryk word, dis eintlik sonde. Ek lees laasweek van direkteure van banke en groot maatskappye, wat sy salaris soveel is, dat as jy dit uitwerk, kry hy R200,000 'n dag. Nou, wie in hierdie land doen so belangrike werk, dat hy soveel geld moet kry? Niemand nie. Maar ons wil hê, en ons vat, en ons maak by mekaar, en dan kan ons nuwe Land Cruiser koop, en ons kan weer 'n plek by die see koop, en dan kan ons dit doen, want ons like om te hê en vas te hou. Maar Christene gee. Hulle deel uit. Hulle is barmhartig. Hulle sien die nood van ander. En hulle sê, weet jy, ek gaan ook bydra vir ouens wat swaar kry. Dis hoe die kerk werk. Dis hoe Christene is. So broers en susters, ek weet, jy sekerlik nie van julle wat R200,000 'n dag kry nie. Maar ek hoop jy hoor die punt. Dit wat God vir my gee, is nie om vas te klou vir my nie. Dis sodat ek iets het om vir ander ouens te gee. Daarom word jy Christen genoem. Nou, uiteindelik broers en susters, gaan dit net oor een ding hierso. Hierdie mense het geleef daarmee, ons het dit hier gelees, dat Jesus die Here is. Hulle het verkondig dat die evangelie, dat Jesus die Here is. Beteken, hy regeer my, ek luister na hom. Goed wat ek doen is omdat hy dit vir my geleer het om dit te doen. En dis wat die Bybel noem, dis hoe jy leef in die koninkryk van God. Jy laat jou regeer deur Jesus. En as jy so leef, hoef jy vir niemand ooit te sê, jy's 'n Christen nie. Hulle sal dit vir jou sê. Amen. Ons Vader, baie dankie. Dankie vir die mooi stuk in u woord. Here, as ons dit lees, dan staan ons ook klein en ootmoedig voor u. Vader, ons kan nie altyd sê ja, dis hoe ons leef nie. Maar dankie Here dat u uit u woord ons daarin help, ons oë weer oopmaak om goed te sien wat ons nie altyd sien nie. Ons help om te kyk na goed soos Jesus kyk. Here, help ons om so te leef, dat ons ook met trots die naam Christen dra, waar ons ook al kom. Nie omdat ons dit oor onsself sê nie, maar oor ander dit in ons sien. Help ons Here, dat in almal van ons Jesus sal groot wees. En dat in hierdie mooi gemeente van Jesus dit sal duidelik word. Hier is mense van Christus. Christene. Ons bid dit in sy naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af met 'n mooi lied oor Christendom en wat dit beteken om die Here te dien. Ons sing al 3 verse en dan kan jy dan bly staan en dan sluit ons die diens.
Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef so dat dit nie anders kan nie, dat ander mense sien jy dien Christus. Ek lees vir ons, ek gebruik die mooi seënbede wat ons aan die einde van Hebreërs kry. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, God het hom uit die dood teruggebring. En mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.